Geliefdes, kom ons sit net so, en dan begin ons in die naam van die Here. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel slymer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom in die Matteus Evangelie, Matteus hoofstuk 14, vanaf vers 22 tot en met vers 33. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim, om solank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af, en is deur die golwe getuister want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Toe sê Petrus vir hom, "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, "Here, red my."
Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hy het in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die man in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Geliefdes, ons lees dit tot sover in die woord van die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Ons teksvers vir vanoggend se prediking, aan vers 33. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Dit is voor die prediking, kom ons sit net so, en dan bid ons saam. Here, ons Here, ons loof U saam met die psalmdigters, saam met die profete, saam met die engele, saam met die hele skepping. Ons wil sing, Here, oor U grootheid, oor U almagtigheid, oor U liefde en genade. Oral kan ons U raak sien in die natuur, in ons verhoudings en in die lewe elke dag. Maar moet ons ook erken, Here, dat ons sig soms swak word. Wanneer ons verder van U af beweeg en wanneer ons so besig raak met ons eie dinge, voel dit vir ons asof U op 'n afstand is. Dan sukkel ons, Here, om steeds perspektief te hou en steeds te onthou dat U met ons is. Here, help ons om verder te sien as voor ons eie voete. Help ons, Here, om te onthou dat U naby is en dat ons U nie daar ver hoef te soek. Here, lei ons deur die Gees, sodat ons nie siende blind is nie. Dat ons kan raak sien wat in die lewe rondom ons aangaan. Dat ons ook sal kan help en ondersteun daar waar mense ons nodig het. Gee vir ons die nodige krag, die nodige onderskeiding en deursettingsvermoë om U woord te bly verkondig. Here, lei ons, ook waar ons as kerk U woord verkondig. Wees met ons, Here, waar ons ook begin om eredienste weer by te woon. Mag U hand van beskerming en bewaring ook oor elkeen van ons wees. Leer ons, Here, om ook die tekens van U teenwoordigheid in die wêreld rondom ons te bly raak sien. Geef vir ons die moed om nie weg te draai van mense wat hulp nodig het. Here, ons vra dat U koninkryk ook al meer uitgebrei sal word. Daarom, Here, bid ons ook vanoggend vir elkeen wat in die hospitaal is, vir elkeen wat herstel na siekbed, vir elkeen, Here, wat 'n geliefde mis, vir hulle wat 'n geliefde aan die dood moes afstaan. Here, mag hulle ook U teenwoordigheid in hulle lewens elke dag ervaar. Vergewe ons, Here, vir al die kere wat ons teenoor U sondig en teenoor ons naaste. En ons bid dit in U naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, ons glo nie sodat ons gered kan word nie. Ons glo omdat ons reeds gered is. Hoeveel van ons staan nie bekend daarvoor dat ons met baie entoesiasme en met baie motivering gewoonlik 'n saak begin aanpak nie. Soveel dinge waarmee ons baie goed begin en dan ewe skielik sak ons uit soos wat die tyd aangaan. Ek het in die week wat verby is sommer 'n basiese Google soektog aangepak en
dinge probeer soek wat mense gewoonlik aanpak en dan soos wat die tyd aangaan, hulle gemoed 'n bietjie taan, hulle motivering en entoesiasme en dan sommer die saak heeltemal los. Ek het gedink ek wil so 'n paar dinge met u deel wat ek raak gelees het. Die eerste ding, dalk die interessantste, 'n dieet. Meeste mense begin gewoonlik goed met 'n dieet, hy wil dalk 'n bietjie minder suiker en 'n bietjie minder stysel inneem en dan soos wat die tyd aangaan, as hulle dalk weer lus, dalk net vir daai stukkie brood of dalk net vir daai ekstra sjokolade. Dalk is die een ding wat saam met dit gepaard gaan ook 'n oefenprogram. Hoe gereeld wil ons nie aandag gee aan ons gesondheid, ons begin oefen vroeg in die oggende en so teen donderdag se kant is ek net dalk 'n bietjie te moeg na die week se werk en besluit ek maar liewer om nog so rukkie in te lê en ewe skielik verval ek maar net weer in die ou rutine waar ek goed begin het en dan uitsak in my motivering. Dalk is dit in daardie boek wat jy graag wil lees wat nog steeds op die bedkassie lê. Ons so graag begin het om dit te lees en hoofstuk 1 was so interessant en dan stop 'n mens maar. Dalk gaan dit so met ons Bybel lees ook. Soveel van ons wat dalk hierdie afgelope tyd besluit het ons gaan die Bybel van voor tot agter lees en ewe skielik kom ons by 'n punt waar die rutine oorgeneem het en ons ook nie meer tyd kry vir dit nie. Ons entoesiasme wat ons eers gehad het, ons motivering het opgehou. Het eintlik maar 'n bietjie getaan weer eens. Geliefdes, Jesus vertel ook van 'n verhaal van twee broers, die een wat gesê het, ja, ek sal dit doen en dit toe nooit gaan doen het nie, en die ander ene wat gesê het, nee, maar dit tog wel gaan doen het. En dalk as ons dan vanoggend se gedeelte kyk, sal dit dalk die les wees wat ons moet leer van Petrus wat waagmoed aan die dag gelê het, goed begin het, hy het uit die skuit uit geklim, hy het waagmoed aan die dag gelê, toe hy so in die helfte kom op pad na Jesus toe op die water, het hy moed verloor, dalk motivering en entoesiasme en toe begin wegsak. En geliefdes, as ons na hierdie gedeelte kyk in Matteus 14 vanuit hierdie perspektief, is dit nie verkeerd nie. Maar ek meen, daar lê 'n dieper betekenis vir ons as lesers en ook vir die lesers van die antieke tyd, wat hulle moes raak gesien het. Geliefdes, ons is baie lief vir Petrus. Elkeen van ons as gelowiges, wanneer ons die Bybel lees, kan in 'n sekere sin met Petrus vergelyk. Hierdie Petrus wat ook bekend gestaan het as die rots, waarop Jesus ook sy kerk sou bou. Die bynaam wat Jesus vir hom gegee het, sy eintlike naam Simon. Geliefdes, daar's 'n paar verhale oor Petrus en hoe hy goed begin het en toe geëindig het. Maar dit is nie waarop ons vandag wil fokus nie. Ek meen, daar is 'n dieper betekenis. Kom ons kyk saam na die gedeelte in Matteus 14. Die voorafgaande gedeelte handel oor Jesus wat vir 5000 mense kos gegee het. En net nadat hy dit gedoen het, stuur hy sy disippels op 'n skuitjie na die oorkant van die see. Hulle moet daarheen vaar om ook die woord van God te gaan verkondig. En Jesus bly dan agter terwyl hy die mense nog laat gaan en dan bly hy agter om ook nog te bly bid. En dan lees ons waar 'n storm losbars op die water, dit vreeslik is, die disippels wat bang geword het en dan ewe skielik sien hulle 'n spook en kom hulle agter, nee, is eintlik Jesus wat hier op die water loop. En Petrus dan wat opstaan en kyk en dan vir Jesus vra, as dit U is, sê vir my om ook op die water te loop, en dan sal ek kom, en Jesus sê vir hom, kom. En hy stap dan. En soos wat hy stap, is gelees, verloor hy moed, kyk 'n bietjie rondom hom, sien die wind, sien die storm raak, en hy begin sink, en dan skree hy, Here, red my. Dan gebeur die merkwaardige. As Petrus terugklim in die skuit, en Jesus ook saam met hom in die skuit klim,
Gaan dit nie oor Petrus, wat die disippels, sy vriende op die skouer klop en sê, wonderlik, fantastiese waagmoed wat jy aan die dag gelê het nie. Nee, val op hulle knieë neer en hulle sê, U is waarlik die Seun van God. Geliefdes, dit is die betekenis van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Wanneer ons na die gedeelte kyk, is daar moontlik 3 motiewe wat ons moet raak sien. Die eerste ene is die episode van die sinkende Petrus. Die tweede ene kan die belydenis wees dat Jesus die Seun van God is, en die derde ene is heel moontlik ook die skuit wat as die kerk gesien kan word, wat die woord van God moet gaan verkondig en dan in natuurbedreigende omstandighede vasval, en dan Jesus wat kom tot hulle redding. Jesus wat steeds bly bid, en dan ook hulle wat moet ervaar dat hy die Seun van God is, ook die stuurman van hulle skuit. Geliefdes, ek wil weer beklemtoon wat ek in die begin gesê het. Ons glo nie sodat ons gered kan word nie. Ons glo omdat ons reeds gered is. En daarom wil ek Petrus se stelling amper 'n bietjie anders interpreteer. In vers 28 sê dit duidelik, Here, as dit regtig is, beveel my om op die water na U te kom. Here, aangesien dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En dan sê Jesus vir hom, kom. Geliefdes, in Petrus se benoudheid, in sy belydenis, sy waagmoed, is dit nie eintlik waaroor dit gaan nie. Gaan oor sy belydenis, omdat hy geweet het dat Jesus die Seun van God is, en dan in sy moeilike omstandigheid, waar hy besig is om te sink, bely hy ook dat Jesus die enigste een is wat hom kan red. Daarom steek Jesus sy hand uit en trek vir Petrus uit die water op. Water wat uit en uit te doen gehad het met die chaos-teorie van die antieke mens. Jy het nie gewaag om naby water te kom nie. Jy was baie versigtig ook vir die water gewees, want wat daar geleef het ons nie oor beheer gehad nie. En dan kom Jesus en hy haal vir Petrus uit die chaos uit. Dan kom Jesus en hy sê vir sy disippels en hy wys vir ons dat hy in beheer is van die natuurmagte en kragte. Dat hy in beheer is van die chaos in die wêreld. Geliefdes, wanneer u en ek dit besef, dan gebeur iets verstommend. Aangesien Jesus die Seun van God is, aangesien hy die een is wat ons reeds gered het, God wat ons in genade en in liefde aansien, kan ons ook onthou en vertrou dat dit net God is wat ons kan red in ons omstandighede. Dit gaan nie oor die eerste tree wat u en ek moet gee nie. Die eerste saak wat gedoen is God wat sy hand na u en my toe uitgesteek het en gesê het, jy is myne. En daarom kan u en ek die lewe in die oë staan. Daarom mag u en ek vertrou dat God met ons is. Maak nie saak waar ons gaan nie. Al sink ons in die chaos in. Geliefdes, dit is die boodskap vir vandag. En ek raak so besig met alles wat ons graag wil aanpak en nog so graag wil doen. En dan is ons motivering en ons enthousiasme nie wat dit noodwendig was aan die begin nie. Maar God weet dit. Daarom hoef ons nie die eerste tree te gegee nie. God wat eerste opgetree het, omdat hy almagtig en alwetend is en vir ons lief is, besluit hy in genade om u en my te red. Daarom kan ons vandag na ons eie lewe kyk.
kan ons krisisse raak sien, want dit gebeur. Ons het elkeen bekommernis. Ons elkeen raak ook moedeloos en ingesluk in hierdie chaos. Maar omdat u en ek weet dat Jesus Christus die Seun van God is, wat vir ons gestuur is, mag en moet ons bly moed hou. En daarom, net soos Petrus, moet ons ook die stem van God hoor. Moet ons onsself so instel, dat ons ook weet, wanneer ons roep, die Here ons verhoor. En hy sal ons elkeen dan red. Waarom sê Jesus? Waarom sê hy vir ons elkeen? Moenie bekommer oor die onmoontlike nie. Moenie bekommer oor die bonatuurlike, die chaos wêreld, die natuurkragte nie. Ek is daarvan in beheer. Al wat ek van jou verwag, is om op my te vertrou. Geliefdes, dan word die eerste stap 'n eenvoudige tree wat ons gee. Nie omdat ons die entoesiasme en die motivering het nie, maar omdat God ook vir ons die lewe bewerkstellig het. En dan kan ons nie anders as om in dankbaarheid te wil tree nie. U ken vir Petrus. U weet ook wat hy vir Jesus gesê het voor sy kruisiging. Ek sal u nooit verloon nie. Met entoesiasme en motivering. Uit sy eie krag het hy probeer om te wys dat diep gelowig hy is. Dan verloon hy vir Jesus 3 maal. In Handelinge vertel dit baie duidelik, waar Petrus aanvanklik gesê het, almal is deel van die koninkryk. En in Handelinge 2 word hy aangespreek deur Paulus, omdat hierdie Petrus wat eens gesê het dat heidene almal deel is van die koninkryk van God, ewe skielik wil hy nie saam met Jode teleurstel. En dan sê hy, nee, julle kan nie by ons kom sit en eet nie. Net hierdie groepie mense mag. Dan spreek Paulus hom aan en sê vir hom, nee Petrus, Sefas, jy moet verstaan wat die koninkryk van God beteken. Dit is vir almal. Jesus Christus het gekom om die wêreld te kom red. Daarom is ons belydenis en ons vertroue die volgens Jesaja 43. As jy deur die waters gaan, sal ek met jou wees. En deur die riviere sal hulle jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur loop, sal jy nie verbrand word nie. En die vlamme sal jou nie verteer nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Geliefdes, en ek glo, omdat ons reeds gered is. Ons hoef nie 'n klomp dinge te doen, sodat ons gered kan word nie. Daarom, wanneer ons iets aanpak, wanneer ons begin met motivering en entoesiasme, is dit nie omdat u en ek dit kan regkry op ons eie nie. Nee, dit is omdat God ons roep en sê, kom na my toe. En dan ons, wat einduit kan volhou. Al is die bekommernisse en die krisisse rondom ons. Bly ons oog op Christus gefestig, wat ons elkeen reeds gered het. Mag u dit onthou, vandag, in die week wat voorlê, ook in die lewe elke dag. Wees versigtig om te veel op jouself staat te maak. Hoor die belydenis. U is die Seun van God. U het my reeds gered. Daarom kan ek die eerste tree gee. Amen. Geliefdes, kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is sy Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons die Onse Vader sing, waarna die seëngroet en die afkondigings sal volg. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. Geliefdes, baie dankie vir elkeen van u wat weer vanoggend so op ons platform ingeskakel het vir ons erediens. Ons is baie dankbaar en ook baie bevoorreg om van hierdie Sondag af weer met eredienste in die kerkgebou te kan begin. Hierdie platform gaan steeds aangaan op hierdie wyse elke Sondag, so u is steeds welkom om ook hier in te skakel om 8:30 elke Sondagoggend. En dan ook vir u wat graag die eredienste wil bywoon. Ons eredienste is 8:30, 9:40 en 10:30 op 'n Sondagoggend. Indien u graag die erediens wil bywoon, kontak asseblief die kantoor via 'n WhatsApp of 'n SMS of 'n e-pos of selfs 'n telefoonoproep.
en bespreek asseblief u plek, sodat ons ook kan aanteken wie graag hier wil wees op 'n Sondag op die verskillende tye. U kan vanaf maandagoggend 8:00 tot en met donderdagmiddag 2:00 bespreek vir die eredienste. Geliefdes, wat ons weekse werksaamhede aanbetref, baie geluk aan elkeen wat vandag verjaar en ook die week verjaar wat voorlê. Ons is dankbaar vir julle dat julle nog 'n lewensjaar gespaar is en ook geseën is. En mag die dag vol bederf wees. Dit is wat leed aanbetref. Ons is dankbaar om te hoor van operasies wat suksesvol afgeloop het. Ek dink aan elkeen wat ook in die hospitaal was, in die besonder, mag julle ook steeds die Here se nabyheid bly ervaar. Dan ook vir ons matrieks. Om een of ander rede is hierdie jaar so deurmekaar en het dinge so vinnig gebeur dat ek skoon vergeet het om vir julle te sê sterkte. Dit is 'n belangrike tyd vir julle ook vir die toekoms wat voorlê en mag julle ook aanhou en moed hou en wil ek vir julle graag sê baie sterkte. Geliefdes, die skoolvakansie vir die Midstream gemeenskap begin die 18de September. Vanaf die 4de kwartaal gaan Bybelstudie geleenthede weer begin en gaan ek julle elkeen op hoogte hou daarom ook die kommunikasie dop, ook in die tyd wat voorlê. Geniet die Sondag, baie sterkte vir die week wat voorlê en dankie ook vir u geduld en u ondersteuning die afgelope tyd. Groete.